Goeiemôre almal. Dit is weer Sondagoggend en is lekker om vir julle te kan sien hier so vanmôre by hierdie geleentheid. So baie welkom. Ek het nou gesien ook hier voordat ons begin het met die voorsang was hier mense wat nou sommer so lekkers gesit en kuier het en oor en weer gesels het en agtertoe ensovoorts. Maar ek vermoed hier's 'n klomp van julle wat nou ingekom het terwyl ons besig is om te sing. En so lekker saam gesing het dat julle nie regtig vir die mense rondom julle kon hallo sê nie, so ek wil vir julle 'n geleentheid daarvoor gee dat julle sommer net dit doen en seker maak hoe dit gaan langs aan jou. Of ver agter jou, lyk dit, maar hier en daar is daar sulke gapings. Het julle vanoggend moeilik opgestaan? Inspanning, jy moes, iemand sê vir my, ja, en ek dink nogal die lidmaat is oorlede tyd gelede, ek stop die een oggend langs aan haar, en ons gesels so 'n bietjie, lekker vroeg hierso, en sy sê vir my, maar, jy laat jou mos nie deur die goed afsit nie, jy het mos nou al gisteraand besluit, jy kom vandag hiernatoe. 'n Mens besluit die vorige aand, jy kom die volgende dag. Ek dink nogal dit werk so, hoor. Want as dit in daai oomblik is van het ek nou lus en voel ek nou so en ai, dis lekker warm onder die kombers, dan bly jy sommer daar. So mag dit vanmôre vir julle ook elkeen 'n heerlike ervaring wees tussen medegelowiges, maar dan op 'n besondere manier ook met die wete God is hier. En daarom gaan ek die kers vanmôre aansteek, sodat ons op so 'n manier net weer aan mekaar herinner kan word, eintlik aan die Here herinner kan word, dat ek dit reg sê. Ek dink ek sal vanoggend die kers weer aansteek, en dan gee ek ook graag geleentheid vir van julle, ek tel so 6 kersies, wat nog nie brand nie. So as jy die begeerte het om vanoggend 'n kers te kom aansteek, dan is jy baie welkom om dit te doen. Ek het 'n tyd gelede het ek ook gesê, partykeer sit jy so reg om te kom om 'n kers te kom aansteek en dan is die oomblik verby of die kerse is almal aangesteek. So hierdie is regtig waar 'n uitnodiging vir elkeen wat dit sommer maar net in hierdie oggend wil doen. Kom ons luister na die lied. Hy sluit aan met die laaste lied wat ons gesing het, wat gesê het ek wil kom stil raak hier aan die voete. En hierdie ene sê wees stil. So kom ons gaan in hierdie oomblik in. Saying, be still, my love.
fight for hearts will harm. Your mercy holds us, we hear you call. We linger in your resting arms as you say, be still, my love. Know that I am God. Be still, my love. Know that I am God. Behold the works our Lord has done to change our hearts of stone. God breaks our arrows, God breaks our bows. God calls us chosen, calls us God's own. Be still, my love. Know that I am God. Be still, my love. Know that I am God. Be still, my love. Know that I am God. Be still, my love. Know that I am Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Liewe broer en suster, genade en vrede vir elkeen van julle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ons gaan nog so 2 liedere sing, gaan onmiddellik na mekaar volg. Die tweede een is 'n lekker kort enetjie, so ek wil julle nooi om op te staan en dan saam met hierdie musiek te sing. Die werke van die vlinders, maar die sterre aanskou, dan voel hy so gering hier. Wat is die mens dan dat nie aan hom dink?
van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande. Wat is die mens dan dat U aan hom dink? Wat is die mens dan dat U na hom omsien? Hoor hier ons Heer, hoe wonderbaar U naam, hoor hier ons Heer. Jy aderoem sy naam, hoor hier ons Heer. Hoe wonderbaar U naam, hoor hier ons Heer. Jy aderoem sy naam. Ons roem U naam, ons roem U Hier ons sal U loof, U veldade roem, U naam sal ons eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here ons sal U loof, U het ons verlof, uit duister bevry, ons harte verbly, dit het U lewe gekom. Soos altyd lees ons ook 'n gedeelte uit die Bybel uit saam. En hierdie gedeelte vind ons vanoggend in Galasiërs 6 na die agterkant toe van die Bybel. Paar bladsytjies wat oorbly wat hier oop lê. Of hier in my Bybel nog daar lê waar hy oopgemaak is, Galasiërs 6. En ons gaan daarvan ons die eerste 10 verse gaan ons lees. En ek gee vir julle so 'n kansie om by daai plek uit te kom. En dan gaan ons saam bid. Kom ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, en dit is ook in hierdie tyd van die jaar so, dat ons elke oggend bewus is van die nuwe dag wat U vir ons gee. Here, U het alles daar buite geskep en so het U ook vir ons gemaak sodat ons U skepping kan geniet, dat ons ook op 'n verantwoordelike manier daarmee kan omgaan en dan kan ons mos maar net die lof aan U bring. Ons is met deeglik bewus daarvan, Here, dat hierdie lewe van ons as gevolg van gebeure dalk buitekant onsself baie skielik kan verander. Partykeer is dit net 'n telefoonoproep wat maak dat alles net tot stilstand druk. Ander kere is dit so, dikwels, normaalweg is dit so, dat ons die einde van die dag kan haal en kan sien hoe die son ondergaan oor die lagoon en dat daar vir ons 'n nagrus voor lê. En in hierdie oggend is ons hier so by mekaar. Ons weet en ons het mekaar ook daaraan herinner dat dit Sondag is. Blote feit dat ons hier by mekaar is in hierdie kerkgebou. Here, daarmee is daar al 'n getuie wat in ons lewe aanwesig is. En Here, ons belydenis is dat 'n erediens staan in die teken van God se teenwoordigheid en die moontlikheid om die eer aan U te bring en die lof te verkondig. Here, en daarom wil ons U in hierdie oggend ook eer as ons saam bid,
as ons saam sing, as ons luister, as ons hier uitgaan. En dankie dat ons verwagting kan wees van u Gees, wat in ons en met elkeen van ons werk, ook hier waar ons nou sit en staan. Amen. Die Galasiërs 6 gedeelte, en ek lees dit graag vir julle. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering van die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy's niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie julle self mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Ek het nou lus om dit vanoggend sommer weer te lees uit die boodskap ook. Ek het nou hier op die laaste oomblik het ek die Bybel geneem. Daar's 'n paar klemme wat dalk duideliker na vore kom. Kom ons luister ook daarna. My broers en susters, as ander gelowiges aan die een of ander sonde toegee, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, hulle dadelik reghelp. Bring hulle terug op die regte pad sonder om hulle te veroordeel. Tree vol deernis op. Maar pas op sodat julle self nie voor die sonde soeg nie. Sien raak wanneer ander gelowiges swaar kry en help hulle. Tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle. So doen julle presies wat Christus van julle verwag. Dit is immer sy wet dat julle mekaar moet lief hê. As julle dink dat julle te belangrik is om vir die ander mense om te gee, begryp julle net mooi niks van die evangelie nie. Gaan kyk 'n slag goed na jou eie lewe. Wees tevrede met die goeie dinge wat God in jou lewe tot stand gebring het, sonder om julle gedurig met ander gelowiges te vergelyk. Op die ou end sal julle slegs oor julle eie lewe aan God moet rekenskap gee. Julle moet nie daardie mense afskeep wat julle leer waaroor dit in God se woord gaan nie. Nee, wees goed vir hulle en sorg vir hulle. Moenie julleself bedrieg nie. God laat nie toe dat iemand wat met hom spot, laat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van hom ontvang. Kom ons hou aan om goed te doen. Dit is presies wat die Here wil hê. Dan sal ons op die regte tyd ons oes van hom ontvang. Terwyl ons nog tyd oor het, moet ons elke geleentheid benut om goed te doen en almal wat op ons pad kom, maar veral aan ons broers en ons susters in die Here. Hulle is bloedfamilie. Ja, baie van hierdie soort woorde is nie
onbekend aan ons nie, en dit is dalk teksgedeeltes waar ons op een of ander tyd in die afgelope jaar aan blootgestel is, en ons weet ook baie goed dat ons in hierdie jaar leef met die frase wat sê, dat elkeen van ons aan mekaar gegee is. So ek wil julle nou graag vertel van 'n merkwaardige gebeure wat ergens lank gelede in die stad Frankfurt daar in Duitsland afgespeel het. Die stadsvaders het oor allerlei dinge het hulle besin, en op 'n stadium het hulle op 'n, kom sê maar 'n ongewone stap het hulle besluit. Hulle het besluit dat hulle vir al die eensames in die stad 'n rooi vlaggie met die stad se kenteken daarop gaan gee. En die gedagte daar agter was dat as iemand in 'n krisis beland, siekte, ongeluk, dat hierdie mense wat dit beleef dat hulle op hulle eie is, alleenlopers is, dat hulle daai vlaggie sal vat en dat hulle hom by die venster sal uithang. Sodat daai vlaggie 'n soort van 'n noodkreet sal wees vir mense wat in die strate verby beweeg. En so het die vlaggies al meer en meer begin te wapper in die vensters van Frankfurt se wonings. Daar word gesê in hierdie vertelling ook dat ons nou nie moet dink dat alle inwoners oornag in barmhartige Samaritane verander het nie. En tog was daar 'n groot bewuswording van mekaar wat onderling begin posvat het. Dit is asof mense tog 'n bietjie anders met ander oë na mekaar begin kyk het. Vir die eerste keer het sommige mense hulle bure leer ken. Hulle het besef dat as hulle hulle bure leer ken, dat daar agter die nommer van die straat of van die posbus iemand met 'n gesig is wat daar bly. En so het dit begin gebeur in daai stad, dat mense oor mekaar se drempels begin beweeg het. Daar's baie van hulle gewees wat nooit voorheen dit sou gewaag het nie. En nou is dit iets wat hulle begin doen het. So, miskien moet ek nou sommer sê vir van die mense wat nou naby aan my woon, as ek nou in die volgende week of 2 by julle aanklop aan die deur, dan moet julle my asseblief innooi dat ek oor daai drempel kan kom. En dat ons nie met mekaar net gesels in die straat as ons ergens buite besig is nie. Dis wat die teks vir my sê. So ek deel dit nou sommer maar hiervan af met julle vanoggend ook. Weet julle, ek dink die groot ding wat hier plaasgevind het, is dat mense het weer medemense geword. En ons weet mos nou, soos wat ons hier sit, dat eensaamheid allerhande forme kan aanneem. Dit is iets wat oor jou kan kom as gevolg van sekere omstandighede. Die dood van jou eggenoot het 'n absolute radikale invloed op jou lewe. So is dit met egskeiding wat in 'n huis realiseer. Dit is selfs waar as die kinders die huis verlaat, dat alles raak net stiller en stiller. Miskien het jy daarna gesmag, maar dit verander jou lewe totaal en ander. Dit kan natuurlik ook wees dat jy self daarvoor verantwoordelik is. Mense, dink ek,
leef nogal met 'n houding, sommige mense leef nogal met 'n soort van 'n houding wat eintlik nie enige iemand oor hulle drempels wil toelaat nie. Wat nie iemand vreemds in hulle lewens wil toelaat nie. Wat nie wil hê dat iemand oor jou muur moet loer en by die voordeur moet instap om agter te kom wat gaan daar op jou werf aan nie. Sulke mense is dikwels van die mees eensame mense in ons samelewing. Jy sien hulle oral. Jy sien hulle agter die motor se stuurwiel as hulle by jou verbyry. Dis asof hulle by jou verby leef en 'n mens net eenvoudig nie by mekaar uitkom nie. Jy durf dit amper nie te waag om by iemand anders uit te kom nie. En miskien is daai persoon ek. Of miskien is daai persoon jy waarvan ek praat in hierdie oomblikke. Partykeer kry mens amper half die gevoel dat mense sou kon dink dat daar niks is wat gevaarliker is as die mense wat saam met ander mense in die samelewing bly en wat medemense eintlik binne in dieselfde woonbuurt is nie. Want elkeen het maar sy ding en sy ritme en sy manier en dit hou jou besig. Ek wil weer sê, ek wat nou vanmôre hier sit, sou daardie mens kon wees. Daar is 'n soort van 'n geneigtheid wat by 'n klomp mense aanwesig is, dat alles gaan oor my eie voordeel. En dat van geboorte af ek altyd maar geleenthede soek wat tot my eie voordeel is. En hiervan dink ek sê hierdie teks moet ons op 'n manier vrygemaak word. Galasiërs 6 vers 2 wat ons gelees het in die 83 vertaling sê ons moet leer om mekaar se laste te dra. En dan sou 'n mens ook kon blaai na 'n teks toe soos Filippense 2 wat sê dat ons moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander een hoër as homself ag. Ons moet nie elkeen net aan ons eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Sou ons kon sê dat dit ware, regte mense is wat so optree? Is dit die lekker mense van ons samelewing wat so maak? Baie van ons is maar net besig op ons eie solo vlug met ons eie dinge, die dinge wat ons vashou, die dinge wat ons geniet, die dinge wat vir ons vreugde gee, die dinge wat dit dalk selfs vir ons moeilik maak. Ek het nou byvoorbeeld, ons het dit nou byvoorbeeld in die week beleef daar by ons in die buurt waarin ons bly, dat die vlag voor by die ingang halfmas hang. Nou julle weet wat dit beteken, iemand het gesterf. En ek en Marlene het mekaar gepraat en gesê nou wie sou dit dan nou wees? En gisteroggend toe hoor ek, maar dit is my buurman wat skuins agter op die hoek grens aan die erf waarin ons bly. Ons het die gebeure raak gesien en ons het geweet wat dit beteken, maar nie geweet wie daardeur geraak word nie. Dis nie mense wat inskakel by die NG Kerk nie. En as ek nou deur die loop van die dag daar wil gaan instap, dan sal ek my beste Engels moet uithaal as ek by die vrou uitkom. Maar dis hoe ek hierdie goeters somme nou in die afgelope week ook in my lewe beleef het.
Ek dink hierdie teks roep ons op, liewe vriende, dat ons 'n soort van 'n sorgsame ons moet raak in hierdie dorp waarin ons bly. In hierdie samelewing. Julle het gehoor dat die teks afsluit en te sê dat ons dit moet wees, hierdie soort van ingesteldheid moet hê met alle mense, veral vir ons bloedfamilie. En daai mense is nou vir 'n wegtrek, almal wat vanmôre saam met my hierso sit, onder dieselfde dak. Dat dit die ingesteldheid moet wees wat daar by my aanwesig is. Want as dit so is, dan begin ons om nuut, selfs op 'n ander manier, weer die nood van mense raak te sien. Dan raak ons bewus van mense onder ons, met wie ons te doen het, wat eintlik eensaam is. Dan raak ons mense wat die rooi vlae raak sien, daar waar hulle uithang, en wat op een of ander manier reageer. In dieselfde woonbuurt waarin ek bly, is daar adresse waarvan ek met verloop van tyd uitgevind het, daar bly iemand in die huis. Maar daar's niks aan daai voorkoms van die huis, of vensters wat oopgemaak word, of 'n deur wat oopgemaak het, wat dit aan my bevestig, dat daar wel mense bly nie. Ek het al vir baie ouer wordende mense gesê, daar's een ding waarvan jy tog baie seker moet maak. En dit is, dat jy nie alleen raak nie. Partykeer het jy amper nie beheer daaroor nie. Want jou gesondheid neem so af, dat jy nie anders te kan nie. En as jy nou ook nog 'n persoon is wat hierdie soort van 'n persoonlikheid het, dat jy nie maklik uitstap of oorstap of hallo sê nie, dan is die gevaar nog groter. Dat jy absoluut kan vereensaam in hierdie dorpie van ons. Dit is hoekom ons al vir 2 jaar lank weer eens in die omgewing waarin ons bly, besluit het, maar kom ons hou 'n straatbraai. Kom ons kry mense agter hulle mure uit en deur hulle voordeure, om te kyk of dit nie dalk 'n moontlikheid is van hoe mense mekaar sommer net kan ontmoet nie. Nou verlede jaar het die wind ons so weggewaai, dat meer as die helfte van die mense wat gesê het hulle kom, toe gesê het, ek is bitter jammer, maar met hierdie wind dink ek nie dit gaan werk nie. En toe was daar 'n paar vasbyters gewees. En hulle die voertuie en vir al die bakkies het hulle so getrek om 'n bietjie skerm te wees. En toe is dit nou ook nie glad nie so erg nie, want ons ken mos vir lange bane. Hier is iets van 'n soort van 'n ingesteldheid en 'n keuse wat 'n mens maak ook, sodat jy nie totaal en al vereensaam nie. Maar hoe reageer ek op die plek waar ek agterkom dat daar nood is? Wat doen ek? Hoe reik ek uit na iemand toe, of ry ek ook sommer maar net eenvoudig verby? Jy weet, en gaan my gang, ek is mos nou haastig, of ek is mos nou besig. Hier is 'n baie definitiewe Bybelse teks in 'n gedeelte, en die opskrif van hierdie gedeelte sê ook, dra mekaar se laste. En dit is, dat ons moet uitreik, op een of ander manier, na mense toe wat swaar kry, of mense wat swaar kry, om by ander mense betrokke te raak. Ek dink as dit gebeur, as ons die rooi vlae begin raak sien, en ons reageer daarop, dan kry ons dalk op die ou ende ook die vrymoedigheid, dan dalk ontwikkel dit by ons ook om te kan sê dan, wie jy, ek trek swaar.
Dis mos nie 'n skande om dit te sê nie. Dalk is daar iemand wat op 'n wonderlike manier deel raak van jou lewe en 'n verskil maak in jou lewe. Julle hoor dit baie dikwels dat ons praat van palmvriende. En ons het hier vir 'n tyd lank nou wat die bulletin deurgekom het ons gesê daar's 'n behoefte aan veral mans ook wat bereid is om 'n palmvriend te word. Ek weet nie of ek nou nog 'n slag moet sê wat palmvriende doen nie, maar palmvriende gaan na mense toe wat sê dat hulle 'n behoefte het aan 'n koffiekuier. En waar ons nou betrokke is en met mekaar gesels oor hierdie soort van ingesteldheid en diensbaarheid wat daar is, want kyk, jy kry nou 1 of 2, ek dink nie meer as 3 sulke name nie. En jy kan besluit oor wat is die tempo wat vir jou moontlik is om by diegene uit te kom. Iemand sê vir my, hier is mense, die manne dementia, en die vrou en die man is die 2 wat met mekaar bly, die aard van die saak, maar dis net hulle 2. Daar moet inkoppies gedoen word, so 1 keer 'n week daarom. Maar sy sien nie kans om 'n man alleenig te los nie. En sy wonder of daar nie dalk net iemand of verskillende persone is, wat sê, weet jy, ek het 'n uur in 'n week, kan dit nie elke week doen nie, maar ek het 'n uur in elke 2de week, of 1 keer in 'n maand, of wat ook al, wat ek net by jou huis kan kom sit, sodat jy gerus met rustigheid kan uitgaan na die winkel waarna toe jy wil gaan. Miskien moet jy sommer net gaan koffie drink op 'n ander plek. Maar dat so iemand dit kan doen. Hoor julle, ons weet nie noodwendig van die nood nie, totdat ons by mense betrokke raak. Die wonderlike ding is natuurlik dat ek in die loop van hierdie week by 2 gevalle, sterfgevalle betrokke was. En dat mense vertel van hoe mense uitreik. Dit gebeur. En wat dit vir hulle beteken. En hoe mense uit hulle verre verlede van die plekke waarvandaan af hulle kom, oproepe maak en met hulle gesels. En hulle die grootste waardering daarvoor. Ek sit in 'n huishouding waar 4-5 mense is en die een persoon is nou regtig waar al 'n bejaarde persoon, as ek nou by kan sê 93, wat op 'n stadium sê terwyl ons daar sit en hy sê vir my, Dominee, en weet jy wat? Hierdie mense wat hier rondom my sit, is die engele in my huis. En hy het hulle regtig waar nodig. En ek weet, is uitdagend vir hulle om hom in die huishouding te hê en om hom te versorg. Maar in daai oomblikke wat ons by mekaar is, gee hierdie erkenning deur te sê, hierdie mense is die engele in my lewe. Ek dink die een ding wat 'n mens dalk vir mekaar moet sê ook, en dit is dat daar eintlik net een manier is waarop 'n mens deur die eensaamheid kan deurbreek. En dit is wanneer jy ook maar jou eie selfsug oorwin. Ek dink die ander ding wat ons moet sê is dat dit alleen hy of sy wie se laste gedra is, die een is wat die laste van die ander een kan dra. Hoor julle dit? Alleen hy of sy wie ervaring daarvan is dat hy of sy of haar se laste gedra is, ook die laste van iemand anderste kan dra. Nou, die goeie nuus wat ek miskien nou kan sê vanoggend is dat Jesus het ons laste gedra. Jesus was tot in die dood toe eensaam. Hy het daar gehang aan 'n moordpaal, van alles gestroop. Van mens en van God verlate, sê die evangelies van ons. En toe sy rooi bloed in die grond gedrup het, was daar niemand wat gereageer het nie. En so wou hy eintlik vir ons
medemenslikheid geleer het. Ons wat deel was van daai mense dalk wat hom verbou verontmenslik het. Wat hom eintlik soos 'n hond behandel het in daai omstandighede waar hy aan daai stuk hout gehang het. Maar liewe broers en susters, dis die evangelie wat ons ken. Dit is juis hy wat gekom het om ons te bevry. Sodat ons kan leef in gemeensaamheid. Hy breek onder ons las. Hy dra die las wat op hom gelaai is, sodat ons mekaar se laste kan dra. En dan is dit so, as 'n mens hierdie eensame lasdraer ontmoet, dan begin 'n mens sensitief te raak vir die rooi vlae wat oral in ons dorp wapper. En miskien moet ons daarvoor baie mooi kyk. Dalk is dit iemand baie naby aan jou waar jy bly, wie se rooi vlaggie wapper. Dalk is dit op die plek waar jy soggens koffie drink of koffie kry as jy op pad is na jou werkplek of wat toe. Dalk is dit die een wat jou bedien met petrol of kyk na die wind of seker maak dat die olievlakke reg is. Dalk is dit iemand straat af. Dalk is dit in jou eie huis. Dalk is dit by die een wat die naaste aan jou leef en aan wie jy al so gewoond is. Ek dink hierdie teks roep ons op dat ons tog 'n medemens sal word. En dat ons dit om Christus wil vir mekaar sal wees. Ek sluit af waarmee ek begin het. Ons is vir mekaar gegee. Gelowiges wat bloedfamilie is veral vir mekaar gegee. En miskien moet ons net 'n sensitiwiteit ontwikkel en die vrymoedigheid ontwikkel om ook hierdie opdrag wat Jesus vir ons gee om dit uit te leef. Kom ons gaan huis toe. Gaan leef, doen dit met oorgawe. En as jy agterkom, daar's ergens nood en daar's 'n definitiewe behoefte, hoor by die Here of jy nie dalk die een moet wees wat daar moet uitreik. Jy kan nie alles vir almal wees nie. Laat ek dit by sê, ek besef dit. Maar maak by die Here seker of jy nie dalk in daai omstandighede die een moet wees wat gaan kontak maak nie. Versie sê, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus, want sê die boodskap vir ons, dit is liefde. Liewe vriende, ja, ek wil sommer net 'n oombliekie gee van stilte, waar jy maar net kan sit. Miskien het jy jou eie nood, miskien het jy jou eie worsteling. Sê dit vir die Here, en vra vir die Here om jou sensitief te maak vir medegelowiges rondom jou. Liewe Here, ons wil graag getrou wees aan U,
Want ons dink aan die voorbeeld van Jesus Christus, wat ons laste op hom geneem het, en wat gesterf het, sodat ons vry kan wees, en dat ons soos disippels, volgelinge van Jesus ook kan lewe in hierdie wêreld van ons. Wil U gee dat ons deurentyd regtig waar sensitief sal wees vir ons omgewing en vir mense. Amen. Met die offergawe wat ons gee, kan ons natuurlik ook verseker dat daar 'n verskil gemaak word aan mense se lewens. Partykeer lê die behoefte op 'n baie definitiewe materiële vlak. By die deure is daar dan ook geleentheid vir offergawes by daardie 3 lande in die noorde van ons land. Terwyl ons offergawes gaan gee, wil ek soms so 'n klompie goedjies deurgee wat daar uit 'n dink jeugse wêreld uitkom. Want in hierdie week wat voor lê, dink ons, vier ons Mandela Dag. Die Verenigde Nasies het die jaar van sy afsterwe op 'n punt gekom en mense uitgedaag oor die wêreld heen om te sê, in die gees van 'n Mandela wat regtig omgegee het vir mense, kom ons kyk of ons dalk ook so kan omgee en 'n verskil kan maak. So daar's 'n klomp goed op die bord. Lees dit maar regtig lekker rustig deur. Dalk is daar een ding wat vir jou moontlik is en wat vir jou aanmoedig. En dan help dit vir jou ook om 'n bietjie jou gedagtes beheer te stel. Kom ons sluit die oë. Here God, baie dankie vir die voorreg wat ons vanoggend weer gehad het om hier in die huis bymekaar te kom. Dankie vir Dominee Johan se boodskap. Gee Here dat ons dit wat ons gehoor het sal gaan uitleef daar buite en vir mekaar sal lewe. Dankie ook vir die offergawe wat ons vanoggend kon opneem. Dankie vir hande en harte wat oop is. Ons bid dat U ons sal seën met insig en wysheid, sodat dit aangewend word tot eer en verheerliking van U naam, tot uitbreiding van die koninkryk. Ons bid dat U met ons sal wees in hierdie dag. Vergewe asseblief ons sondes, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Laat hierdie vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daardie liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees. En krag gee deur geloof in U, o Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te ag, ja, om liefde ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek ook nie daarna twyfel is. Ek wil die lig en duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit
Liewe broer en suster, die Gees van God werk in jou en hy sal vir jou die krag gee om ook in hierdie week mense raak te sien wat nood en behoefte het. Jy sal die genade ontvang om ook na hulle te kan uitreik. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Here, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen.